Aba Vader, dit wat ons nou net gesing het, Vader, kom hier uit ons hart uit, Here. Maar dankie vir daardie beloftes wat ons kry in Deuteronomium 28, wat ons dan ook nou vanoggend gesing het, Here. Die guns van Sion sal oor ons straal. Dankie dat ons weet dat U met ons is, Vader, tot aan die volëinding van die wêreld, lees ons in Matteus 28. Ek sal met julle wees. Ek sal julle nie begewe of verlaat nie, lees ons daar in Hebreërs 13, Here. U ken ons sit en ons staan. U weet wanneer daar 'n haar van ons hoof afval. Dit is die bemoeienis wat U met elke een van ons het, Here. Ons aanbid U, Here, vir wie U is. Dankie, Here, dat ons vanoggend as 'n groepie bymekaar kan kom, Vader, dat ons by U voete kan kom sit, Here, maar ons wil bid ook dat U deur die Gees van God wat U vir ons gelos het, toe U gesê het, ek gaan weg, ek gaan na my Vader, maar ek gaan vir julle die trooster los, dat daardie trooster vanoggend sal kom en hierdie ore van ons sal kom oopmaak, Here, sodat ons kan hoor wat sê die woord van God vir ons. Maar belangrik, Here, dat ons nie net die woord sal hoor nie, maar dat ons ook daders sal word van dit wat ons hoor. Sodat U verheerlik kan word deur elke een van ons se lewens, Here. En Vader, as U diensknegt wat voor U staan in hierdie oggend, wil ek vir U vra, o Gees van God, laat die woorde van my mond en die oordeenkinge van my hart U welbehaaglik sal wees, my rots en my verlosser. Amen. U kan U sitplekke inneem. Daardie gedeelte in Matteus 7 vers 7 tot 11 wil ek weer lees. Hou aan met vra en God sal vir julle gee. Pragtig, hy sê hou aan. Wat beteken non-stop. Ons moet aanhou. Hou aan met soek en julle sal kry. Hou aan met klop en vir julle sal oopgemaak word. Elkeen dan wat volhardend vra ontvang, en wie aanhou soek kry, en vir elkeen wat aanhou klop, sal God oopmaak. Pragtige beloftes die. Ons kan enige tyd, kan ons neersak op ons knieë en praat met hom. En nie een keer gaan ons agterkom, en ons ouens wat in die army was, sal onthou, die tikkie box, waar jy jou tikkie ingegooi het, en dat jy 'n oproep gemaak toe jy nou in die army was. En baie keer dan hoor jy daar poep, 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 daai beset toon. Dan weet jy, try maar weer later, so dan staan jy daar voor, want die ouens sê agter jou, raak bietjie omgekrap, dan moet jy move, jy het jou kans gehad. So vandag kan jy nie praat met mami nie. Kan eers weer môre. Maar met die Here is daai lyn oop die hele tyd. Jy gaan nooit 'n beset toon kry nie. So ons kan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. Ek het laasweek opgehou met die vraag wat Jesus gevra het, waarom kerm julle so? En hierdie vraag wat ek hier vra, spesifiek dinge wat met my gebeur. Dan kom die Gees en hy kom vra hierdie vraag vir my. Dan weet hy so, baie keer raak ek opstandig, want ek word teleurgestel deur iemand of iets wat gesê is. Of ek raak paniekerig
as dinge nie uitwerk soos wat dit moet nie. Maar toe het ek afgesluit verlede keer met daardie bemoedigende woord, en ek weet ons kan maar net een klippie vat, maar as ek nog 'n klippie kan kry, dan gaan hierdie teksvers op daai klippie kom. Filippense 4 vers 6, waar die Here vir my kom sê, en vir u wat vanoggend hier sit, wees oor niks besorg nie. Dis moeilik. Dis 'n opdrag, wees oor niks besorg nie. Maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Pragtige belofte. Soos daar 'n klippie oorbly. Julle wat nog nie julle teksverse daarop sit nie, dis hoekom ons daai klippies daar het. Is daar 'n teksvers is wat jou favourite teksvers is. Dit is baie vir my. Dit is moeilik gewees om daar op te skryf Jeremia 33:3. Want ek het gepiek voordat Benny syne geskryf het daar, so nou moet Benny maar 'n ander teksvers kry. Want ek weet, dis een van sy favorites. Hy het laasweek, en jy weet, hy het met jou gepraat, of jy het met hom gepraat ook oor Jeremia 33:3. Nou hy slaap die klippie. So ek het hom gedaps. Sorry my boeta. Ons gaan vandag aan met vraag nommer 16. So ons het al 16 of 15 vrae wat ons gevra het oor hierdie tydperk. Daar's nog baie. Kon julle nie eers 1 uur lank saam met my waak nie? Is woorde wat Jesus gespreek het daar in Matteus 26 vers 40. En daai vraag het Jesus gevra kort voordat hulle hom gevange geneem het vir die kruisiging sodat hulle hom geoordeel het. Dit is kort voor dit wat dit gebeur het toe Jesus daai vraag vra. Want jy sien, Jesus was, soos wat ons ook baie raak, diep bedroef. Die woord sê dit. Hy was beangs gewees. Dit is hoekom Jesus gaan bid het. Dit wat ons gelees het net nou. Bid en vir julle sal gee. Dit is wat Jesus gedoen het. Hy wou met die Vader praat. En hy het vir die disippels gesê, bly julle hier, terwyl ek gaan om te bid. Maar moegheid het hulle oorval. En daardie disippels het in die slaap geraak. En toe Jesus terugkom nadat hy gebid het, was hy teleurgestel. Wat het Jesus vir hulle gesê? Kon julle nie eers 1 uur saam met my gewaak het nie? Dis die vraag wat Jesus vir hulle gevra het. Kon julle nie eers 1 uur saam met my waak nie? En toe ek dit lees, toe laat dit my wonder. Is ek bereid om tyd in te ruim in my besige kalender wat ek het? Hy is baie keer vol, daar's nie plek of nie, jy moet plek vind om iets in te druk. Maar in daai besige kalender vir my is daar tyd om te waak en te bid. Ek moes vir die Here antwoord. Julle is nie daar as ek met die Here praat nie. En ek moes erken, Here, daar is tye wat ek skiep, wat ek behoort te bid, want ek is te besig met ander dinge. Is ek gewillig om in hierdie routine van my, om dit te verander, te change, sodat ek plek kan maak om by Jesus se voete te gaan sit? Is ek bereid om op te offer ter wille van Jesus? Is ek bereid om my gunsteling aktiwiteite eenkant toe te skuif, om tyd in die teenwoordigheid van die Here deur te bring? Is ek bereid om getrou lofoffers te bring aan Jesus deur gebed? Wat sê
koning Dawid vir ons in Psalm 37. Verlustig jou in die Here tuis en vind jou vreugde in hom. Maar dit gaan beteken dat ek my eie planne vir so 'n bietjie moet eenkant toe skuif en tyd maak sodat ek saam met Jesus kan waak en bid. Dis wat hy vir sy disippels gevra het. Dis wat hy vir my en vir jou vra in ons daaglikse lewens. Maar is ek bereid om al hierdie ander goede net eenkant toe te skuif en sê hierdie is u tyd, Here. Ek moes my kop skud en sê, Here, ek skiep baie keer hierdie goed. En dit wil nie sê dat ek nie besig is met die dinge van die Here nie, want ek is. Maar ons moet pas op dat ons nie die Here van die dinge vergeet nie. Vraag 17. Wie het nou net aan my geraak? Ek dink party van julle gaan nou dadelik weet waar daai vraag gevra is. Is in Lukas 8. Daar was 'n klomp mense wat Jesus gevolg het. Nou, as mens so kyk, dan kan mens dink, hier's 'n bondel mense en daar's iemand wat loop. Nou is hulle om hom die hele tyd. Maar onder daai klomp mense is daar 'n vrou wat vir 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely het. Sy was desperaat geweest, hierdie vrou. Sy het moontlik, en die woord sê dit nie, maar moontlik het sy gehoor, Jesus kom vandag hier na hierdie plek toe, hierdie stad van ons. Weet julle wie is Jesus? Dis die ene wat ons genees van ons siektes en dit. En die vrou was heeltemal, sy was totaal en al mismoedig, desperaat geweest om by Jesus uit te kom, om genees te word deur Jesus. Maar sy, nadat sy dit gehoor het, het sy geglo dat hy dit kon doen vir haar. Daarom terwyl hulle in daardie groep geloop het, en ek kan sien, toe kom die vrou, sy het nie eens vir hom gesê het, hoorie, Jesus, hier is ek, help my, raak my aan nie. Hy het nie geweet van haar nie. Die woord sê, sy het van agteraf gekom. Aan die ander woorde, Jesus het geloop, kom sy van agteraf, toe buig sy en sy raak aan sy kleed. Joh, is my geloof soos daardie vrou? Sy het aan sy kleed geraak. Hy het nie geweet van dit nie. Sy het geglo sy kan genees word. Kan julle die kleed sien wat ek vashou? Die woord van God. Is my geloof so dat dit wat ek hier lees, dat ek dit vashou, dat ek staan op dit, dat ek hom kan verwys vir Jesus, hy sê, Jesus, terwyl ek in gebed met hom praat, dit is wat u in u woord vir my sê, maar ek gaan dit nie weet as ek die woord nie vat en dit nie lees nie, en daardie teksverse, ons het 'n paar weke terug, het ek dit vir u behandel, en gesê, ons moet dit begin in ons koppe inkry, lees dit oor en oor, sodat ek kan weet, dit is wat sy beloftes vir my sê, dat ek nie Sondag hier moet kom sit en die pastoor vertel my van dit nie, maar ek het 'n ontmoeting met hom permanent. Dis hoekom daar Woensdae aan 'n vraag gevra word, want hierdie vraag kom in mense se kop in die gees van God, lei vir hulle, want daar is 'n soeke na beter, na groter. Ek is nie genoeg met dit, net dit wat ek het nie. Sy was desperaat geweest. En toe sy aan Jesus, aan sy kleed raak, het Jesus dadelik geweet, iemand het aan hom geraak, dis hoekom hy die vraag vra, wie het nou net aan my geraak? Een van die vertalings sê, want hy het gevoel dat genesende krag uit hom uitgevloei het. Dis hoekom hy geweet het, iemand het agter hom geraak, nie aan sy lyf nie, aan sy kleed.
En toe Jesus daai vrou vra, het hy geweet, hierdie vrou wat aan my kleed gebraak is 'n desperate vrou. En toe hy die vraag vra, toe Petrus weer die ou wat inspring en antwoord. Maar hier's dan baie mense wat rondom die drom. So wat ou staan daar by die hekke by Ellis Park om in te gaan. Jy raak aan mekaar, daar's klomp mense. En hy sê, Here, maar hier's baie mense rondom hier, dis baie wat aan u druk, is baie wat aan u raak. En toe hierdie vrou hoor wat Jesus sê, wie is dit wat aan my geraak het, toe besef sy, Jesus weet van haar. En die woord van God sê, sy het voor hom gaan staan toe, en sy het neergeval. Wat vir my sê, sy het op haar knieë geval. Sy sê toe vir Jesus, ek het geglo, dat u my kon genees. Dit is hoekom ek aan u kleed gevat het. Wat sê Jesus toe vir haar? Jou geloof het jou genees. Sjoe. So weet Jesus ook van elkeen van ons wat hier sit, dat wanneer ek en jy desperaat raak, ons is op moedverlore vlakte, dan wil hy dit wat hy vir hierdie vrou gedoen het, wil hy vir my en vir jou doen. Hoe awesome is dit nie? Om te kan weet, dat die ene wat die goddelike troon verlaat het, wat aarde toe gekom het, mens kom word het, wat gesterf het vir my, dit vir my wil kom doen. Hierdie skreminkel, hierdie sondaar, wil die Here kom bemoedig. En Jeremia 33:3 wat op die klippie staan, hy sê, roep my aan, en ek sal jou bekend maak, groot en ondeurgrondelike dinge, wat jy nie weet nie. Halleluja. So ek kan na hom roep. Ek kan aanhou soek, ek kan aanhou klop. Hy sal vir my oopmaak. Hy sal vir jou oopmaak. Vraag 18. Wie onder julle kan deur hom te kwel 1 el by sy lengte voeg? Hierdie vrou moes op 'n stadium gesê, dit is 12 jaar lank wat sy 12 jaar lank wat sy nie genesing kry nie. Ek raak opstandig nadat ek 'n week lank gebid het en daar's nie deurbraak nie. Hierdie vrou het vir 12 jaar lank. Jy sien, maar meeste van die tyd worry ek en jy oor dinge wat nog in die toekoms is. Hoekom sê ek in die toekoms? Want dit het nog nie plaasgevind nie. Ons worry oor iets wat nog nie gebeur het nie. Dit het nog nie gemanifesteer nie, maar ek worry oor dit. Dit lê iewers deur in die toekoms. En dan wonder ons, gaan ek deur hierdie storm kan kom? Sal die Here uitkoms vir my stuur? Sal hy my aanraak? Sal hy my genees? En in Matteus 6, die Jesus daai woord gevra het, wie gaan hom deur te kwel, 1 el by sy lengte voeg, kom gee hy vir ons hierdie bemoedigende woord. Hy sê, kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Kwel julle nie oor môre nie. En ek sit daar agter my lesenaar en ek dink, Here, dit is seker een van die moeilikste opdragte wat ons kry in die woord, om vir my te kom sê, ek my nie kwel oor dit wat môre gaan gebeur nie. Hoekom moet ek my nie kwel oor dit wat gebeur nie? Want in daai selfde gedeelte wat Jesus sê, kwel jou nie oor môre nie, sê hy, want ons hemelse Vader weet wat ek en jy nodig het.
Dis hoekom ek myself nie hoef te kwel nie. Dit beteken nie dat omdat ek vandag bid, môre is alles oukei nie. Dit werk nie altyd so nie. Pastoor Willie het al baie keer sê, yes, hy praat met die Here en dan gebeur dit sommer oombliklik. Maar dis nie altyd so wat dit gebeur nie. Partykeer moet ek wag. Ek moet lankmoedig wees in dit. Met die wete dat die Here sal deurbreek. Jy sien man, wanneer ek en jy bekommer, dan se ander emosies binne in ons wat getrigger word. Angstigheid, frustrasies, onsekerheid, wanhoop, ontevredenheid. Dis alles emosies wat getrigger word wanneer ek begin worry. En die ergste is dat al daardie verskillende emosies demp die geloof wat ek het in Jesus Christus, in my vertroue in hom dat hy my wel kan help. En dit veroorsaak dat ek begin twyfel, want my kop werk nou anderstes. Ons het net nou daar buite gesê, ouens wat nie AME toe sê ek, Jerry, jy moes nie dit gesê het nie, want nou begin hierdie kop vir my weer oortyd werk. Want ek hoor iets. En ons is mense, en omdat jy iets hoor, begin jou kop dit probeer uitwerk. En ek moet dit nie uitwerk nie, ek moet dit gee vir die Here. Ek moet eerder daai silwer randjie soek in hierdie donker wolk wat daar is. Dis hoekom Jesus sê, kwel jou, dis nie oor môre nie. Ek hoef oor niks moet ek bekommerd wees nie. Hy nooi my uit. Hy sê, doen wat die woord sê. Wat sê 1 Petrus 5 vers 7 vir ons? Werp al julle bekommernisse op my. Dis Jesus wat daar in die woord is. Werp al julle bekommernisse op my, want ek sorg vir julle. Hy sorg vir ons. Dis hoekom ons dit met vrymoedigheid na die troon van genade toe kan vat. Vraag 19. Ek het net nou uit ek en jy gepraat met Boeta. En waarom sien jy die splinter in die oog van jou broer, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Dis 'n vraag wat Jesus vra daar in Matteus 7. Dis 'n ouch, ena vraag daai. Dis 'n baie challenging vraag. Want dit plaas vir my en vir u op die spot. Ek moes antwoord. Ek moes met die Here praat. Tuis, hoekom wil jy by tye fout soek by ander? Hoekom sien jy altyd raak wat ander verkeerd doen? Is jy jaloers op hierdie ouens? Dink jy jy's beter as hulle? Of is dit dalk die balk in my eie oog wat my blind maak vir my eie foute? Ouch. Jy sien, miskien hoop ek dat wanneer ek fokus op ander se challenges en probleme, ek ander se aandag sal afdraai van myself in die balk in my eie oog. Want ek praat en hulle fokus gaan afgaan na daai persoon ten spore van my. En die Here sê vir my, tuis, ek deursoek jou hart. Ek kyk wat hier in jou hart aangaan. Wat is die motief binne in jou hart? En ek blaai deur die woord en ek kom by Jeremia 17 vers 9. Ek die Here deursoek mense se harte en geheime motiewe. En ek gee aan almal wat hulle toekom volgens wat hulle gedoen het.
Tuis, hou op om foute soek by ander. Gemeente, my boetas, sissies, julle wat hier sit, die Here wil vir ons, kom sê vir ons, kom ons hou op om foute by ander te soek. Kom ons draai bietjie daai fokus na onsself, na ons eie doen en late. Want ons almal wat hier sit, het tekortkominge. Nie een van ons is volmaak nie. Galasiërs 6 vers 4 sê dit so mooi. Hy sê laat elkeen sy eie doen en late ondersoek. Ondersoek beteken kyk na dit. Jy moet dit ondersoek. Dan sê hy as dit goed is, kan hy daarop trots wees sonder om dit met die van 'n ander te vergelyk. Ek is okay want Koos, ek vat net een dop. Koos vat een kas. Moenie dit doen nie, tuis. Dis net 'n voorbeeld wat ek gee. Moenie laat ons vergelyk met iemand anders nie. Die woord sê dit baie duidelik. Want elkeen van ons wat hier sit, sal rekenskap moet gee oor wat hy gedoen het. Nie die aanhou nie. Oor wat ek en jy gedoen het. Waar is die tyd? Ek weet nie hoe laat is dit nie. Sê net vir my iets. 1 minute past 9. Ek gaan net begin met hierdie vraag. Dan sal ons volgende keer aangaan. Vraag 21. Wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Dis 'n vraag wat Jesus vra daar in Markus 10. Wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Ek is seker meeste van ons wat hier sit gaan saamstem met dit wat ek gaan sê. Is dit nie 'n vraag wat ons baie graag wil hoor nie? Wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Persoonlik, is dit nie? Hy praat nie met 'n klomp nie. Hy sê, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Want hy wil baie graag dit antwoord, want nou kan ek hierdie hart vir my mos leeg maak. Ek kan dit mos voor die Here gee, plaas. Ek kan dit vir hom gee. En dit is presies wat ons gelees het vanoggend in daai gedeelte Matteus 7. Bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Dis 'n uitnodiging. Dis hoekom Jesus vra, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? En die vraag het Jesus gevra vir 'n blinde bedelaar. Ek gaan klaarmaak. Sorry, ek dink ek gaan klaarmaak. Toe Jesus hierdie vraag gevra het vir daai blinde bedelaar, wat was die bedelaar se antwoord? Meester, ek wil net kan sien. Hy het nie so lank shoppinglist gehad nie. En ek sê nie, jy kan dit nie in jou gebed na die Here toe vat nie, want ons moet. Hy wou net een ding gehad het, ek wil kan sien. In desperate afhanklikheid, net soos daai vrou wat in bloedvloeiing gelei het hy geweet, Jesus is die enigste een wat hom kan help. En ek sit daar, en ek sê, Here, vir my en die gemeente, wat wil u vir ons doen? Want die vraag wat die Here gevra het, wat wil jy, ons as gemeente, wat vra ons van die Here?
En ek wil dit vir u lees. Dis 'n gebed. Here, as gemeente kom buig ons voor u en ons roep na u, die allerhoogste voorsiener, onse Here. Hemelse Vader, ons bid vir geestelike insig en ons bid vir goddelike wysheid. Vader, ons wil net soos die bedelaar kan sien, sodat ons nie blind sal wees vir ons tekortkominge nie. Ons wil nie blind wees vir ander se behoeftes nie, Here. Ons wil nie blind wees vir nood en swaar kry om ons nie. Ons wil nie blind wees vir u voorsienende hand nie, Here, en vir u goedheid nie. Here, help vir ons as gemeente om nie blind te wees vir u onfeilbare woord nie. Vader, help dat ons nie sal blind wees vir ons soeke na u nie. Dat ons u sal dien en lief hê met ons hele hart, Here. Efesiërs 1 vers 18. Ek bid dat God ons sal help om regtig te weet wat ons sal kry omdat hy ons gekies het om aan hom te behoort. Awesome. Dis hoekom hy vir ons sê daar in Jeremia 29. Roep my aan en ek sal jou antwoord. En julle sal my soek en vind as julle na my vra met julle hele hart. Dankie, Here, vir daardie kosbare beloftes wat ons kry in u woord. Dankie dat ons op ons knieë, soos daardie vrou wat aan bloedvloeiing gevlei het, op ons knieë kan neerval voor u, dat ons hierdie begeertes in ons hart, dat ons nie besorg sal wees, dit wat ons lees daar in Filippense 4, wat ons mee afsluit het verlede keer, dat ons nie op besorg te wees oor dit nie, maar dat ons dit in gebed en smeking met danksegging aan u kan kom bekend maak. U is die hoorder van gebed. U is die waarmaker van u woord. Amen. Die Here sal julle seën en julle behoed. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn en genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor julle verhef en aan julle vrede gee. Shalom. Gaan in vrede, my boeties en sissies. As daar enige iemand is wat gebed nodig